Goeiemôre en welkom by Handelinge se aanlyn diens. Dit is so lekker om jou hier te sien en hoop ons gaan lekker chat vanoggend. Ek wil vanoggend regtig met julle 'n bietjie gesels oor vat die kans. Dit is iets wat die Here op ons pad elke dag stuur, kansse, en ek wil 'n bietjie gesels oor hoe om daai kansse te vat en regtig 'n bietjie op 'n dag soos vandag wat Vadersdag is ook te gesels oor hoe die Hemelse Vader vir ons wag om daai kans te vat. Kom ons chat lekker saam. Ek wil regtig vanoggend julle 'n bietjie gesels oor vat die kans en kansse is so 'n groot ding in ons lewe. Elke dag is daar 'n kans om te vat. En regtig ek wil vanoggend met jou gesels oor vat jy die kans. Ek gesels so rukkie terug met my pa wat daar in die hospitaal lê en hy sê dit was maar 'n moeilike 50 dae in 'n hospitaal wat mens kan dink, en hy sê baie keer het hy met die Here gepraat en geworstel en baie keer gevra oor die kansse wat hy nou weer gekry het. Hy sê hy is so lus om weer Wildtuin toe te gaan, so lus net vir 'n braaichoppie. Hy sê hy's net lus om weer buite te kom, die sonlig te sien, by die see te wees. So sê ek, maar pa, die Here gee jou daai kans. En dis al wat hy gee is 'n kans. Hy gee jou 'n kans om te veg en dis my pa se keuse om te sê wil hy veg of nie. En ek sê vir hom dit het so groot impak gehad dat hy vir my gesê dit is regtig vir hom 'n lewensverandering, 'n manier gebring van hoe om te dink oor die lewe. En ek wil regtig met jou vanoggend deel oor vat hierdie kans, want die Here gee jou 'n kans. Hy gee jou 'n kans om in die hemel uit te kom. Hy gee jou 'n kans om jou kinders lief te hê. Hy gee jou 'n kans om by jou familie te wees. Hy gee jou 'n kans om iets te doen in die wêreld. Maar dis 'n kans. Dit is nog steeds in jou hande. En ek wil regtig vanoggend met jou gesels daaroor, en daar's so 'n mooi stuk daaroor is in Handelinge 8. So Handelinge 8 is een van die mooiste stukke om bietjie te dink oor vat 'n kans. Nou dis nou net na die uitstorting van die Heilige Gees. En Filippus is daar besig, hy is besig om by sendelingsreis en die Here stuur vir hom en die Heilige Gees kom na hom toe en hy sê, maar jy moet op 'n stil pad gaan, hy gaan iemand oor jou pad stuur. En Filippus het toe dadelik die Here vertrou, of die Heilige Gees vertrou, en hy gaan toe en hy vat daai kans. En bietjie verder aan die storie ontmoet hy toe die Ethiopiër op die stille pad, as jy nou bietjie verder gaan lees. En ek wil graag vir jou 'n gedeelte daarvan lees in Handelinge 8 vers 36, waar hierdie Ethiopiër begin vra oor Jesus, en hy wil regtig weet, maar hoe werk die Heilige Gees, hoe werk dit om deel te word van God se koninkryk? En vers 36 staan daar, onderweg kom hulle toe by die water aan, en die amptenaar sê, die Ethiopiër, hier is water, wat verhinder dat ek gedoop word? Toe die by die water stilhou, Filippus en die hoofdienaar het albei in die water gaan en Filippus het hom gedoop. Net gou daai stukkie om te dink, die kans wat die Ethiopiër toe gevat het, om te sê, maar hoe word mens gedoop? En Filippus sê vir hom toe, en hy sê, okay, maar is reg, hy wil ook gedoop word. So 2 gedeeltes van kansse wat mense vat in daai storie, om so groot impak te maak, want as jy bietjie verder gaan lees, is dit een van die eerste bekeerlinge buite die Joodse gebied, wat so kragtig is vir ons, en so verrykende effek het op ons lewens, in terme van ons wat Jesus kan aanvaar. So, daai gedeelte is so kragtig vir my om net te sê, kyk wat Filippus gedoen het, net die kans te vat wat die Heilige Gees gegee het. Kyk wat die Ethiopiër gedoen het, hy het die kans gevat om gedoop te word. En net so is ek en jy elke dag, in 'n daaglikse lewe, gee die Here vir ons kansse. Gee dalk vir jou kans om 'n verhouding weer te bou. Gee dalk kans vir jou om 'n beter finansiële posisie te kry. Gee dalk 'n kans vir jou om iets te gaan doen. Gee dalk 'n kans vir jou om mense gaan beïnvloed. Gee dalk 'n kans vir jou om weer by die familie uit te kom, dalk 'n vakansie te reël. Of hy gee net 'n kans vir jou om te veg. Soos hy vir my pa gegee het, hy sê, hoor hierso, Elmore, hier's 'n kans vir jou om weer te fight. Hier's 'n kans vir jou om te veg. Ek kan nie dit vir jou doen nie, maar ek kan vir jou die kans gee om dit te doen. En vat jy daai kans? Dis die vraag vanoggend. Wat ook al in jou lewe aangaan, ek weet nie wat se kanse jy kry nie, maar ek wil vir jou regtig vra, vat jy dit? Want dis die grootste ding is,
vat jy die kanse wat die Here oor jou pad stuur. En partykeer is dit moeilike kanse. Soos ek sê, dis nie altyd net kanse van om beter en beter te gaan nie, maar kanse om regtig 'n groot impak te maak. En jy moet regtig net vir jouself vra, maar in my unieke omstandighede, in my unieke wêreld, vat ek die kanse wat die Here my gee. Ek wil graag afsluit met die tweede gedeelte van die tema wat sê, jou hemelse Vader wag op so 'n spesiale dag soos Vadersdag. Ons hemelse Vader wag vir ons om hierdie kanse te vat. God het so baie kanse oor ons lewens al gespreek en oor elkeen van ons, en ek kan net dink aan my daaglikse lewe, hoeveel kanse hy my gee, en hy wil jou meer en meer kanse gee, maar hy gee jou die kanse, maar jy moet dit vat. Dis 'n two-way street, en net om dit te besef vir my weer eens met die gedeelte met Filippus en Ethiopiër om te sien, maar daar's so baie rolspelers in daai storie wat kanse moet vat om by daai plek uit te kom waar daai man gedoop was. En ek wil regtig vir jou vanoggend vra, soos ek afsluit, vat die kanse wat die Here vir jou gee, jou unieke kanse oor jou lewenspad, vat hulle, want die Here gee hulle vir jou vir 'n rede, want hy wil jou nader aan hom kry, en hy wil eendag daar bo in die hemel saam met jou sê, ek is jou hemelse Vader, en ek wil saam met jou wees in die hemel. So kom na my toe, want die kanse wat jy vat, gaan jou na my toe lei. Amen.